Goeiedag julle. Welkom by ons Devoted Saturday. Ons gaan in die volgende paar weke gaan ons 'n hele reeks doen oor saadjies van geloof, vroue van die Bybel, mans van die Bybel, vrugte van die Gees, die 10 gebooie en ja, ons gaan so elke Saterdag gaan ons bietjie diep in die Bybel ingaan en praat oor al hierdie eienskappe. Maar vandag wil ek Abraham voor julle bring. Vandag wil ek baie ikoniese man van die Bybel voor julle kom neerlê. En ja, net so 'n bietjie geskiedenis oor hom gee en net so 'n bietjie gesels oor hom. So, ons het sleutelpunte wat ons kan kyk nou van Abraham en ons het lesse wat Abraham geleer het en dan ook waar hy in die Bybel voorkom, so waar ons bietjie meer van hom kan lees en dit. En ja, waar ook Abraham vandaan kom. So, ek gaan begin eers met die geskiedenis van hom. En in Noag se tyd, of Noag het sy 3 seuns saam met hom op die ark gehad. En dit was Sem, Cham en Jafet gewees. En na die vloed en die verbond en die reënboog en al daai goeders, het Cham en Jafet het begin om ander gode te dien. So Sem was die enigste seun van Noag wat nie die ander gode gedien het nie. Hy het by God gebly. En ja, dit moes Noag se hart baie erg bedroef het om te weet dat 2 van sy seuns hierdie idols gaan aanbid en hierdie ander gode gaan aanbid. En Sem was die enigste seun wat dit nie gedoen het nie. So Sem het toe sy kinders en alles, en Abraham word gebore uit een van Sem se kleinkinders uit met die naam van Tera. Nou Tera het ook die valse gode begin aanbid. So dit het Sem se hart ook bedroef om te weet dat hierdie ding net aangaan. En toe kom die Here en hy laat Abraham gebore word uit Sem se kleinkind uit. En Abraham kom en hy begin die Here dien soos wat Sem en Noag gedoen het. En ek dink of hulle sê dat Sem wel nog gelewe het toe Abraham gebore is. So die gerugte is dat Abraham geleer het by Sem van God. Dit is nie gestaaf of iets nie, dit is net die gerugte is dat hy geleer het van God by Sem. So, Abraham is gebore in Ur en hy is op 175 jaar oud is hy oorlede. So wat kan ons leer van Abraham? Abraham was die vader van geloof en hy was ook die vader van die nasies gewees. So Abraham, oorspronklik Abraham genoem, is 'n sleutelpatriarg in die Ou Testament. Hy is bekend vir sy onwrikbare geloof in God wat in verskeie belangrike gebeurtenisse uitgelig word. So 'n paar sleutelpunte wat ons kan noem of kan leer van Abraham, is sy verbond met God. God beloof aan Abraham dat hy die vader van 'n groot nasie sal wees en sy nageslag sal talryk soos die sterre wees. Dit is waar die idee van die beloofde land begin het. So hy gaan hierdie nasie wees of hy gaan hierdie nasie ontvang en die Here het ook aan hom bekend gemaak van die beloofde land en ja, hy het 'n verbond met die Here gemaak om te sê dat hy God sal dien tot sy laaste asem. En die volgende sleutelpunt wat ons van hom kan leer is sy toets van geloof en regtig waar. Hy was getoets hoor. Abraham se geloof word op die proef gestel wanneer God hom vra om sy seun Isak te offer. Net soos Abraham op die punt staan om gehoor te gee, gryp God in en voorsien 'n ram om in plaas daarvan te offer. So rukkie terug het ek 'n storie van die Heilige Gees afgekry wat sê, "Will you be an Isaac at the altar?" Ons het dit nou nog nie gedeel nie, so ons sal dit wel seker binnekort sal ons dit deel, maar ja, dit was verseker net 'n toets gewees, want sal jy by 'n berg kan opgaan met jou kind, jou enigste kind, wat jy 100 jaar voor gewag het, sal jy by 'n berg kan opgaan om hierdie kind te gaan offer, omdat jou God vir jou gesê het, gaan doen dit, omdat jou geloof in die Here getoets word. En Abraham hy het opgestap met Isak en hy het na hierdie altaar toe gegaan en hy het seker met al hierdie woestelinge en struikels binne in hom het hy regtig gedink, "Jo, Here, hoe kan ek dit doen?" Maar hy het gegaan en sy geloof was getoets daardeur. En hier kom hierdie ram uit die bos uit, hierdie rein ram
wat as plaasvervanger vir Isak geword het. So ons leer die verbond met God en ons leer toets van geloof. En dan die volgende punt is sy reis van gehoorsaamheid. Abraham verlaat sy vaderland in Ur om na Kanaan te reis en toon gehoorsaamheid en vertroue in God se leiding. So hy en Sara het nie 'n idee hoekom nie. Hulle volg die Here, so hulle pak al hulle goedjies op en hulle gaan, want God het gesê, gaan soontoe. So hulle het nie vrae gevra of niks nie, maar Abraham se verhouding met die Here, sy vertroue in die Here, sy geloof in die Here, het net vir hom hierdie unquestionable faith gegee, sodat hy net kon gedoen het wat God van hom gevra het. So wat is die lesse wat ons kan leer van Abraham? Sy geloof en vertroue. Abraham se lewe leer ons die belangrikheid van geloof en vertroue in 'n hoër plan, selfs wanneer die pad nie duidelik is nie. So ons weet nie eintlik altyd waarheen die Here ons vat nie, ons weet nie waarna toe hy ons stuur nie, en ons weet nie wat is sy purpose nie. Maar as ons geloof en vertroue in God het, kan ons altyd weet dat dit regtig waar gaan uitwerk, soos die Here se wil, nie ons wil nie, maar die Here se wil. So wat ons by Abraham kan leer is sy geloof en vertroue, punt nommer 1. Dan sy gehoorsaamheid. Sy verhaal beklemtoon die waarde van gehoorsaamheid aan goddelike leiding. Watter groot, ek meen tot en met vandag toe, watter groot ikoon is Abraham nie vir al die nasies, nie net vir Christendom nie, maar daar is soveel ander gelowe wat ook Abraham se leiding volg. So, hy het 'n impak gehad reg deur die Bybel, eintlik maar van die dag wat hy gebore is, het Abraham net hierdie impak gehad met leiding. En hy het soveel mense gehad wat onder hom was en regtig hom gevolg het. Ek meen, as Abraham gesê het, dis wat die Here sê ons moet doen, dan het hulle dit gedoen, hulle het dit nie bevraagteken nie. So sy leiding was soveel groot gewees en het regtig net hierdie groot impak geskep. En sy leiding het gekom as gevolg van sy gehoorsaamheid van die Here. Omdat hy so getrou was, hy het geloof gehad in God, hy het vertroue gehad in God, en hy het die gehoorsaamheid gehad in God, wat hom net hierdie sterk biblical giant gemaak het. En dan geduld. Ten spyte daarvan dat hy nie die vervulling van God se belofte in sy lewenstyd gesien het nie, is Abraham se geduld en deursettingsvermoë voorbeeldig. 'n Voorbeeld van daardie geduld is hy en Sara het, of Abraham was 99 jaar oud en Sara was 90 jaar oud. En toe Isak gebore is, was hy 100 jaar oud. So ek meen om 100 jaar lang te wag vir 'n kind. Dis geduld hoor, dis regtig geduld. En dan humanly dink jy in jou brein, dis nie moontlik nie. Jy's op daai ouderdom en hoe kan jy nou 'n kind in die lewe inbring en jy is alreeds so oud? Nou kyk, in die Bybelse tyd, hulle kalenders en goed verskil baie teenoor ons kalender vandag. Maar dit is nog steeds 'n hoë ouderdom. Dit is regtig nog steeds 'n baie groot ouderdom om 'n kind te kry. So hulle het al hierdie jare het hulle hierdie geduld uitgebeeld en regtig voorwaar daarby gestaan en hulle het die Here het hulle regtig net geseën en gedoen dit wat hy aan hulle beloof het. So ons leer geloof en vertroue, gehoorsaamheid, geduld en leiding van Abraham. So sleutelverse wat ek net so vinnig vir julle wil noem van waar ons van Abraham kan lees in die Bybel. Sy verhaal is meerderheid in Genesis. So jy gaan baie van Abraham leer in Genesis. Maar ek gaan die eerste vers met julle deel is Genesis 12 vers 2 tot 3. En dit sê vir ons vers 2 tot 3, Genesis 12, 2 tot 3, sê, en ek sal jou 'n groot nasie maak, en jou seun en jou naam so groot maak, dat jy 'n seun sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. So daar kom die seëning van die Here oor Abraham se lewe, en hy sê vir hom dat hy hom 'n groot nasie gaan maak, en dat hy geseën sal wees, en die wat hy seën sal God self ook seën. So dit is in Genesis 12 vers 2 tot 3.
En dan die volgende teksvers wat ons kan gaan kyk oor Abraham is in Genesis 15 vers 5. Sê vir ons, daarom lei hy hom uit na buite met die woorde, kyk nou op na die hemel en tel die sterre as jy hulle kan tel. En hy sê vir hom, so sal jou nageslag wees. So, ja, as jy gaan buite gaan kyk en jy kyk op na die hemel, jy gaan nie al die sterre getel kan kry nie. Nee, dit is hoekom daar 'n rede is dat hulle sê dit is ontelbaar. So daar kom die Here en hy sê vir Abraham vir die tweede keer dat hy hom 'n groot nasie gaan maak. En dan Genesis 22 vers 2 is waar Abraham se geloofstoets inkom. Dit is waar hy Isak moes opvat om hom te gaan offer. En dit sê, vers 2 sê vir ons toe, sê hy, neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, Isak, en gaan na die land Moria en offer hom daar as 'n brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. So hier kom die geloofstoets, nou moet hy gaan, is die enigste seun wat hy het, moet hy nou gaan offer. Ja, so as ons gedeelte van Will You Be in Isaac at die altaar uitkom, gaan julle hierdie video onthou, want ja, dit is regtig 'n geloofstoets, genade, ek meen, hoe gaan jy, as 'n ouer, hoe gaan jy by 'n berg op en jy dink, dan moet jy jou kind gaan offer, en jy stry nie daarteen nie, jy redeneer nie met God daaroor nie, maar ek dink binne in jou hart, is daar net regtig hierdie worsteling om te dink, joh, nou moet jy dit gaan doen, want God het vir jou gesê, gaan doen dit. En wat doen die Here? Hy toets Abraham se geloof. Abraham gaan en hy volg God, en hier kom hierdie ram uit die bos uit. En ek dink net vir myself, daai verligting, toe daai ram uit daai bos uitkom, kon ek net daai verligting oor Abraham se liggaam net sien, om te dink, joh, Here, dit was close, maar die Here kom en hy wys vir hom op nommer 99 dat hy regtig net sy geloof getoets het. En dan die volgende teksvers wat ons kan lees, bevestig die belofte wat God vir Abraham gegee het in Genesis 17 vers 5. 17 vers 5 sê, daarom sal hulle jou nie meer Abram noem nie, maar jou naam sal wees Abraham, want ek maak jou vader van menigte van nasies. So hier kom die belofte waar die Here vir Abraham sê, hy maak hom die vader van menigte nasies. So veel soos wat die sterre is. En hy beloof hom dit nie net een keer nie, hy beloof hom dit 'n paar keer. En omdat God getrou is op sy woord, sê hy gaan dit doen en hy het dit gedoen. Abraham het hierdie leier, hierdie vader van geloof en vader van nasies geword vir al die nasies. So ja, hierdie verse bevat sleuteloomblikke in Abraham se reis en die lesse wat ons kan trek uit sy onwrikbare geloof en vertroue in God. So net weer so 'n refleksie van die sleutelpunte wat ons kan leer van Abraham is die verbond met God, die toets van geloof, die reis van gehoorsaamheid en dan die lesse wat ons kan leer van Abraham is geloof en vertroue, gehoorsaamheid en geduld. So ja, kyk op na Abraham, leer by Abraham. Dis nie te sê, omdat dit 'n man van die Bybel is, dis net vir mans bedoel nie. Ons elke liewe een kan regtig leer by Abraham vir dit wat hy, die werke wat hy vir die Here gedoen het, die geloof wat hy gehad het, die vertroue wat hy gehad het in God, en dat hy regtig net eintlik 'n baie nederige man was, maar hy is net hierdie biblical spiritual giant wat ons almal kan volg in ons lewe op een of ander manier. So ja, mans van die Bybel, vrouens van die Bybel, saadjies van geloof, dit is alles op pad. Ons gaan elke Saterdag gaan ons 'n gedeelte deel en net so 'n bietjie praat oor hierdie goeters. So as dit vir julle waarde was vandag, deel en share dit asseblief met wie ook al julle wil, sodat hulle ook vandag kan leer van Abraham. Mag julle blessed en anointed dag verder hê.